Môre, dis dan 11 April vanmôre, lesing 261 van die groot Johannes Evangelie boek 2. Ons gaan nou aan waar ons gister opgehou het. En dit is vrae oor die dinge van die heelal, waar verskillende volke heen gaan, waar mense wat in die Israel volk is, dit beteken blank is oor die aarde, waar gaan hulle? Hulle gaan nie so maklik na leerskole toe, waar het eintlik, as ons kyk wat Jara gesien het, lyk dit nie te erg nie. Die huitjies lyk miskien almal dieselfde, maar jy moet van jou gewoontes, slegte gewoontes ontslaa raak, en daar's ouens wat jou leer, en daar's pragtige natuurtonele. Dit is nie soos plekke wat in die aarde is. In die aarde is daar ook opleidingsskole. Al is dit in die hel, en engele daar is om hulle te straf. Engele straf nie omdat hulle sadiste is nie. Engele laat pyn die werk doen in die hel, omdat die mens op die mooi manier op aarde nie die werk aan homself wou doen nie. Nou moet hy deur pyniging, is een van die middels. Ons het gesien gister, daar's ander is onthouding, weerhouding van kos, weerhouding van gemeenskap in die skole wat ons nou gesien het. Dit is ook 'n ander metode. Maar dan het jy die werklike hel, die middelste en die onderste hel, waar werklik die ergste wesens inkom. Dink nou nie aan net moordenaars en verkrachters nie. Juis die ergste heersigtige mense, die groot narciste op die aarde wat regeer, wat in kerke in beheer is, soos mense soos die paus en groot leiers op aarde wat net vir hulle self en alles net vir hulle, en hulle wil alles inpalm van ander mense. So, die liefde wat jy het vir jou medemens, bepaal of jy binne die Israel volk is of buite, bepaal dat jy in 'n sekere mate van lig sal beland aan die ander kant. Maar as jy geweet het en jy dit verwerp het, word jy baie erger gestraf as diegene wat dit nooit geweet het nie, wat nooit die ware evangelie gehad het van Yeshua. Dit moet ons altyd onthou. So ons het 'n geweldige verantwoordelikheid op onsself, omdat ons nou hierdie evangelie in breë trekke het, in baie duidelike woorde verkondig hy nou sy 4 boeke wat in die Bybel is, met die paar briewe van die apostels, maak hy nou so groot, en sit hy soveel vleis en senings en gees by die dooie bene, sodat dit vir ons lewend word, want die evangelie is binne in jou. Hierdie brood wat ons eet, gaan reguit na jou hart toe. Ons moet dit altyd onthou, ons is besig met 'n God wat innerlik in ons woon. Nie 'n veraf ding soos wat die heidene aanbid nie. Vader is in ons, in Yeshua. Die geaardheid van die menslike gees, hoofstuk 1:4:1. Toe rig Jara haar tot die engel en sê aan hom: Jou meester en my meester het my heel welwillend na jou vriendelike, pragtige jongman verwys en aan my gesê, dat ek jou iets moes vra en dan sou jy my 'n goeie antwoord gee. Daarom vra ek nou, waarom hierdie aardse verwante van my, dis nou hulle is bo op die berg, onthou dis die ander geselskap, en ook die leerlinge van die meester moet slaap, terwyl ek waak, en waarom moet ek dit met my liggaamlike oë sien? Of waarom kan ek dit, wat hulle volgens die mededeling van die meester slegs maar in 'n droom kan of mag sien en hoor? Die engel sê met 'n vriendelike stem, bekoorlike dogter van die meester, jou siel het algeheel oorgegaan in die gees. Nou hier is vir ons 'n les, hoe ons ook in die geestesfeer kan oorgaan. As jou siel algeheel oorgegaan het in die gees, want onthou, ons is liggaam, siel en gees. En daarom is jy haas nie meer verbonde aan die wêreldse materie nie. Jou aardse oog het tot oog van jou siel geword, en die oog van jou siel het tot oog van jou ewige onsterflike gees geword.
Daarom bevind jy jou nou in jou lewenssweer, soos wat dit by elke mens eintlik die geval moet wees. Die gees van elke mens is so geaard, dat hy net soos Elohim se gees, die hele oneindigheid omvat. As jy nou nog so ver verwyderde ster of iets anders opneem in jou suiwere hart, wat 'n geestelike oog is, en tevens die oog van jou siel, deur jou vleeslike oog rig, op die voorwerp wat deur die geestelike oog aanskou word, bots die innerlike beeld wat in jou gees aanwesig is, met die uiterlike ooreenkomstige vorm daarvan. Deur hierdie botsing gaan daar in die siel 'n volmaakte lig skyn oor die beskoude voorwerp, en dit bied haarself dan so aan jou, soos wat dit in wese is. Die lesings wat Karen nou 2 maal 'n week doen, het presies te doen met dit wat ons vanoggend in vers 3 en 2 gelees het. En dit is om ons innerlike oog te open. En Vader begin heel onder, by die materiële ryk, of die minerale. Dis hoekom ons eers 'n klip moes beskou, daarna 'n plant, gras, bome, daarna diere. Want ons moet heel onder begin. Hierdie jare het dit nie nodig nie. Haar sielsoog is oop in die gees in. En omdat jy dan nou sy daai vermoë het, is haar liggaam nie meer 'n probleem nie. En sy kan die verste ster net aanskou en dan ingaan in haar hart, en nou word haar oog nie meer hierdie ding wat in jou kop sit nie. Die sielsoog word een met die geestesoog. En nou skielik, daai ster is in die gees, nou dit wat sy in haar sien, en sy is onmiddellik op daai ster, met haar siel en gees. Dit is maar wat gebeur. Ek weet dit is 'n moeilike begrip vir ons nou, vir my baie tyd gevat om dit ook te verstaan, maar ek weet daar is mense wat dalk baie stories het oor die lesings wat Karen vir ons gee, die weg na eenheid en die liefde. Vir jou kan dit 'n storie wees, dan moet jy daai lesings liewerste nie bywoon nie. Maar vir ons wat 'n begeerte het om soos Jara te word, moet ons almal onder begin. Baie van ons is al effens op die pad, en is ons naby aan ons geestesoog wat geopen gaan word. Baie keer maak hy ons geestesoog vir 'n kort tydjie oop, en dan maak jy dit weer toe. Dis hoekom drome is baie belangrik, wanneer jy in die regte gees aan die slaap raak, sodat jy Vader met jou kan praat. Want hy kan praat met jou as jy slaap, want nou is die vlees, die verstand is stil. Ons gaan verder, vers 4. Ek sê jou in waarheid, dat alle mense dit sou kon, as hulle in hulle hart net so ryp en geaard sou wees soos sy. Maar daar is maar baie min wat op jou trek. Hierdie slapendes hier, trek in elk geval nie op jou siel en hart nie. Hulle siel sien nog lank nie deur hulle aardse oog nie, en die oog van hulle gees is nog vasgesluit. Daarom moet hulle siel self eers geskik gemaak word, deur haar tydens die slaap alle wêreldse indrukke te ontneem, sodat sy so met haar fynere sintuie kan kom, tot waarneming en aanskouing van die verhewe sinnelike, wat in die geestelike oorgaan. Daarom is die slaap van die rustenis hier ook 'n spesiale slaap, wat 'n mens langs natuurlike weë maar selde kan bereik. Bepaalde siels- en geestesterke mense kan by die swakkere broer so 'n slaap deur herhaalde handoplegging teweegbring. Ons noem dit die magnetiese slaap. Maar die swakke mense kan dit nooit by hulle self swakker broers en susters teweegbring nie. Maar dat die Meester altyd deur sy wil alles kan doen, daaroor sal jy tog nooit meer enige twyfel in jou laat opkom nie. Ek wil net oor hierdie magnetiese slaap vertel, dat later in hierdie boeke is daar 2 voorbeelde, waar Yeshua ander mense laat hande oplê op 'n baie slegte ou, baie boos, iemand wat sy eie ma vermoor het, wat met
kinderslavernij die mekaar was en die dogters verkrag het, 5 van hulle tot die dood toe. En die mense het die ou verag, want al sy sondes het uitgekom. Toe sê Yeshua, kom ek wys vir jou dat binne in hierdie man is ook nog 'n druppel van my gees. En met die magnetiese slaap het hy so ver in sy self ingegaan, dat hy die geestes toestand kon openbaar. Daarom moet ons altyd dink, dat al werk ons met die slegste mens, die booste mens wat dinge doen, waar jy kan sien, maar hierdie ou is baie boos, moet ons altyd onthou, dat hy ook die druppel van Vader se gees gekry het. Al is dit hoe diep begrawe onder hierdie wêreldse drifte van die man, of die vrou, is daar nog die moontlikheid, dat hy kan terugkeer na die Vaderhuis. Wel dalk nie nou in hierdie lewe nie, maar eendag tog, want die oneindigheid is lank. En daarom sê Yeshua, ons moet almal vergewe, en ons moet ons vyande lief hê, en ons moet hulle seën en bid, wanneer hulle slegte dinge aan ons doen. Want deur dit te doen, dra jy by tot sy verlossing. Wat wonderlik is, ons wil graag mense inbring. Vir wie is dit nie lekker om iemand te sê, hoorie, hier's nog iemand wat die waarheid gevat het. Hier's nog iemand wat by ons is, hy het nou 'n boek gekoop en hy's besig om te leer. Dis lekker. Maar hoekom is dit nie lekker om 'n ou wat boos is teenoor jou te vergewe nie? Want dit is net so 'n groot daad van verlossing wat jy doen. Dit is moeilik, ek weet. Dit is nie maklik nie, veral as ons die goed nog ophaal en ophaal en ophaal, wat in die verlede met ons gebeur het, en waar mense ons skade aan gebring het. Ons is mense, ons doen dit, ons bespreek dit, veral geskeide mense. Jy sit net 'n rukkie, dan kan die vrou nie genoeg praat oor hoe sleg die man was nie, of die man hoe sleg die vrou was nie. Sit dit agter julle. Ek is nou nog nooit geskei nie, so, ek het nou nie daai probleem nie. Maar, wanneer ek en Erna 'n stryd het, en dan praat ek weer oor iets, dan sê sy vir my, los die ou koeie in die sloot. En dan vra ek vergifnis en omgekeerd ook. Mens moet die goed daar los, want dit bepaal die tyd wanneer jou geestesoog gaan open. Wanneer hierdie goed nog vir jou 'n probleem is, kan jou geestesoog nie oopmaak nie. Vers 7, Jara sê, die meester seën jou vir die uitleg, wat ek baie goed verstaan het, maar nou nog 'n ander vraag. Sê my, goeie knap jongman, hoe moet ek nou jou onbegryplike snelheid vir my voorstel? Die engel sê, liefste dogter van Elohim, dit is iets wat slegs 'n suiwere gees sal kan verstaan, omdat daardie snelheid met tyd en ruimte niks uit te maak het nie. Self is ons niks, maar wat jy aan ons sien met jou geestelike oë, is Elohim se gedagte, Elohim se idee, Elohim se woord. Ons is dan ook baie suiwer geeste. Geen materie kan vir ons die een of ander hindernis vorm nie. Net soos wat ek en jy ons gedagte onmiddellik nou kan verplaas na enige plek in die wêreld wat ons byvoorbeeld op TV gesien het, hoe lyk dit daar? So is alle engele gedagtes van die Vader, wat hulle oombliklik deur die wil van die Vader kan verplaas waar ook al die engel dit wil, as dit ooreenstem met Vader se wil. Dis die maklikste hoe ons dit kan verstaan. Ons kan dit nie verder verstaan nie. Want gedagtes in die geestesfeer is lewende, aktiewe dade. As niks 'n lewende gees kan hinder nie, is vir hom hier en daar onvermydelik een en dieselfde. Geen materie kan daarom net so vinnig gaan as ons nie, omdat dit selfs in die allerfynste eter altyd nog 'n weerstand ondervind, waardeur sy beweging gerem word. Mens vind in die eindelose groot skepingsruimte, veral middelsonne, van die derde orde wat direk gevolg word deur die hoofmiddelson. Hierdie sonne beweeg hulle in afsonderlike groot bane om die hoofmiddelson, met 'n snelheid wat vir jou begrip nie begryp kan word nie, om daardeur vir hulle op 'n bepaalde afstand van die hoofmiddelson te bly.
Hulle baan is ten gevolge van hulle groot afstand tot die hoofmiddelson vir jou begrip ontsettend uitgestrek. Nou, dink hier aan, wat hy hiervan praat is middelpunt vlietende krag. As jy 'n sentrale ding het, dan moet 'n ding teen 'n sekere spoed bly omgaan. As die spoed afneem, dan kom hy nader, en dan kan hy naderhand raak aan hom. Dit kan 'n mens maar sien as jy 'n tou vat en 'n bal om hardloop en dan is hy stadiger en val hy af. Ek dink 'n goeie voorbeeld is hierdie tennisballe wat so vas aan 'n paal is wat jy slaan. Hoe vinniger hy omgaan, hoe meer reguit daar klop hy, dan kom hy al hoe nader aan die paal as sy spoed afneem. Dit is wat hy hier verduidelik. So lyk hierdie miljoene en miljoene planete wat om hierdie een massale groot planeet beweeg. Dan moet jy weet, die spoed bepaal of veroorsaak dan, die spoed is so, dat dit nie daai middelson uit sy plek uitruk nie. Want ons het gister gelees, dat al hierdie planete en sonne saam wat om hom draai, nie 100.000ste van sy gewig is nie. So dit is baie min in vergelyking met hierdie son se ware massa. Maar al hierdie goed, al is dit hoe vinnig, is daar altyd 'n mate van weerstand, want dit is binne die materiële wêreld. Die engel is buite die materiële wêreld geskep, hy kan buite werk en binne werk. En dit is hoekom hy so vinnig is. Stel jou byvoorbeeld hierdie aarde voor as 'n kegel, wat in werklikheid talle 100.000 kere groter is as die deel wat jy nou sien. Laat hierdie groot kegel egter bestaan uit enkele sandkorreltjies, soos wat jy al dikwels aan die oewer van die see gesien het. Stel jou dan die aantal sandkorreltjies voor wat nodig sou wees om so 'n hele aarde te vul. Neem nou vir elke sandkorreltjie 'n afstand van hier tot aan die ster, wat ons die eerste besigtig het. Dan gee die totale aantal sandkorreltjies ongeveer die deursnee van die baan van 'n middelson van die derde orde. Kan julle indink, as jy die hele aarde 'n kegel maak, so 'n houer, vat nou sy omtrek en jy shape hom nou in 'n houer wat jy goed kan ingooi. En een sandkorreltjie is die afstand na daai verre planeet wat sy gegaan het, wat sy heel eerste gesien het. Dan sê hy al die sandkorreltjies op die in hierdie hele kegel, as jy hom volgemaak het tot bo, sal omtrent die baan wat die son om die hoofson gaan voorstel. Mens kan dit nie indink nie. Hy sê, hierdie baan lê so 'n middelson, natuurlik op so vlug net in 10 maal 100.000 jaar af, so in 1 miljoen jaar. Maar omdat die baan so ontsettend uitgestrek is, moet so 'n son ook elke oomblik 1000 maal so groot afstand afgelê het, as van hier tot aan die ster, wat ons die eerste keer besigtig het. So dis verskriklike afstande en snelhede. Ja. Nou sal jy dink, ja, as dit so is, verplaas so 'n son haar tog 1000 maal gouer as u, as suiwere gees. Want as ons met die snelheid van die son van hier na die ster gevlieg het, dan sou ons daar sonder meer 1000 maal vroeër aangekom het, as met u geestelike snelheid. Dan sê ek, die engel, vir jou, dat die groot snelheid van die son tog 'n slakke gangetjie is, vergeleke met my geestelike snelheid. Maar weet jy, ondanks haar, vir jou begrip ontsettende snelheid, het die son tog nog 10 maal 100.000 jaar nodig, om haar uitgestrekte baan om die hoofmiddelson af te lê. So ons son draai dan om die hoofmiddelson saam met al die ander in 1 miljoen jaar. Terwyl ek of 'n ander gees van my soort dieselfde afstand so gou kan aflê, dat tussen my vertrek en my terugkoms nie die kleinste merkbare tydsverskil sou wees nie. Ja, ek sou dit in dieselfde kort tyd ook 'n talle 1000 maal 100.000 maal groot baan kon aflê. So 'n engel is vinnig.
Dis al wat 'n mens hieruit kan aflei, al maak die syfers jou duiselig. Daarom is daar tussen die snelheid van 'n gees en die snelheid van sulke vinnig vliegende materie, hoe die snelheid ook al vergroot sou word, 'n oneindige verskil. Want ook al lê die nog so vinnig bewegende materie ook in 'n oomblik, 'n afstand, soos van hier tot aan die ster af, dan het hulle vir 2 maal so lang afstand, al 2 sulke oomblikke nodig. En as die materie in 'n tydperk 100.000 van die afstande aflei, dan sal hulle vir 10 van sulke afstande ook 10 sulke tydperke nodig hê. So, in ons materiële ryk, in hierdie heelal wat ons kan sien, is afstandspoed is lineêr. Dit kan nie eksponensieel toeneem nie, neem lineêr toe. As dit 1 tydperk is vir 'n sekere afstand, dan het jy 2 tydperke nodig vir dubbel die afstand. Terwyl ek, die engel, elke denkbare afstand in een en dieselfde oomblik kan aflê, of dit ver of naby is 'n oomblik, dan sy terug. En kyk, dit kan elke gees van my soort doen, omdat daar vir ons in die hele ewige oneindigheid nie die geringste hindernis aanwesig is nie. Maar die materie ontmoet altyd allerlei hindernisse, selfs in die vrye eteruimte, en kan daarom nooit die snelheid van 'n gees ewenaar nie. Sê my nou eens, bekoorlike dogter van Elohim, of jy dit nou wel 'n bietjie verstaan het. Yara sê, is van hoofstuk 1:4:2, ken Elohim se werke tot vermeerdering van die liefde. Sy sê, met behulp van die meester het ek dit wel verstaan, maar dit begin my weer baie duiselig te maak, want ek het daardeur tot die volle oortuiging gekom, dat 'n geskape gees 'n ewigheid nodig het, om ook maar een van die oneindige groot hoofmiddelsonne deur en deur te leer ken. Jy het daarvan vertel, dat hulle aantal in die eindelose ewige ruimte volgens menslike begrippe ontelbaar is, en dat elkeen van hulle die draagster, of liewer die heerseres is, van die 3 ordes middelsonne, met hulle aardesonne, wat in eindelose groot bane om haar heen draai, en waarvan die aantal deur geen sterflike gees bevat kan word nie. Maar as so ontsettend groot hoofmiddelson, elke geskape gees al 'n ewigheid kos om te besigtig, hoe lank sal hy dan met al die ontelbare ander besig wees? Nou sy dink maar baie aards aan al hierdie dinge, maar vir 'n gees is dit nie 'n probleem nie. So die 3 ordes middelsonne met die aardesonne is 4 ordes, wat om die hoofmiddelson, dis die 5de orde, draai. Daar's 5 ordes sonne in ons afgeslote heelal sweer, wat so oneindig groot is. Julle moet dink dat die Melkwegstelsel heeltemal gesien hoe groot is daai ding. Dit is net 'n atoompie van ons eie heelal sweer. Daar's nog soveel ander stelsels, wat nou nie Melkweg genoem word nie. Die mense het al met hulle verkykers of met hulle teleskope daarin kon sien, maar ons kan nog niks sien. Nie met die vleeslike oë nie, maar met die geestesoog is dit iets anders, soos wat sy dit nou reg gekry het. Vers 2, o, dit sou egter nie slim van my wees as ek so iets sou verlang nie. Ek bly mooi by my liefde tuis en dink daarby. So 'n son is wel iets reusagtigs groot en 'n geweldige getuie van die eindelose wysheid en ewige mag van Jahwe. Maar sy kan die meester, haar Elohim en Skepper, nie sien, verstaan en bo alles lief hê soos ek nie. En kyk, dit is na my mening baie meer werd as 'n eindeloos groot som te wees in 'n onmeetbare diepte van die eindelose skepingsruimte. En wie weet of die meester my miskien nie net so lief het soos 'n groot son nie. Ek weet, aardige jongeling, hierdie aarde van ons sou die enorme son miskien as 'n nouliks merkbare stoffie te sien wees. Maar tog loop hy nou op haar bodem, vir wie se minste asemteug
die bestaan van al die tallose hoofmiddelsonne afhang. En daarom dink ek dat dit nie altyd die grootste in die oë van die meester is, wat van die eindelose skepingsruimte 'n nauweliks meetbare deel uitmaak nie, maar wat innerlik groot is. Nou wat is innerlik groot by haar? Haar liefde vir Yeshua. Want is ek as kind wat betref liggaamsgrootte vergeleke met ons kleine aarde? Wat is ek as kind wat betref my liggaamsgrootte vergeleke met ons kleine aarde? En tog voel ek in my bors 'n ruimte waarin al jou hoofmiddelsonne met al hulle tallose bysonne en aardes plek oor het. My kleine oog aanskou met een blik 1000 maal 1000 sterre. Dit is maar die vraag of al die groot sonne dit kan doen. Het ek gelyk of nie? Nou kom Yeshua in en hy antwoord daar. Nou sê ek, Yeshua, jy het volkome gelyk. En dit is so. En jy alleen weeg op teen 1000 sonne heelalle, wat die eindelose skepingsruimte vul. Maar dit is altyd goed vir die mens, dat hy my werke ken, ter vermeerdering van die liefde tot my, sy Vader. En dit is goed dat ons vanoggend en gister en eergister met sy werke besig kan wees, want dit vergroot ons liefde vir hom. Daai persoon wat jy vir jou voorgestel het, wat op aarde geloop het, vir 3,5 jaar gepredik het, wat gesterf het, is nie net 'n mens wat jy in jou gedagte moet hê nie, of soos hulle hom in die fliek voorgestel het nie. Hierdie is alles sy werke wat hy elke oomblik van sy lewe beheer. Selfs toe hy op aarde mens was al hierdie dinge se werking was afhanklik van sy wese, want die oersentrale punt van die goddelike gees was in Yeshua teenwoordig. En so moet ons hom bedink. En dan kry jy hom net liewer, omdat jy sien hoe groot hy is, maar hoe eenvoudig hy oor die aarde gegaan het. En eintlik so hartseer hoe die duiwelse mense hom afbreek tot vandag toe. Tot vandag toe kruisig hulle hom met hulle leuns, wanvoorstellings en sommer net beledigings. En ek is jammer om te sê, in ons eie volk is dit besig om hand oor hand toe te neem, om Yeshua af te skaal. En daarom is hierdie wonderlike paar hoofstukke so nodig vir ons, want dit skaal Yeshua op. Dit is 'n opskaal van Yeshua, sodat wanneer mense jou weer oor hom konfronteer, kan jy hulle vanuit wysheid, kan jy hulle antwoord gee. Natuurlik gaan die meeste van hulle nie hierdie goed kan vat nie, kan dit nie vir hulle sê nie. En want die eerste ding wat hulle sê, waar kry jy dit? Waar staan dit in die Bybel? En dan, obviously, kan jy nie verder praat nie. Maar kom ons lees verder wat sê Yeshua. Maar dit begin nou skemer te word, en ons sal ons vriende gaan wek. Hulle moet egter beslis na mekaar gewek word. Jy moet verder aan niemand iets oor alles wat jy gesien het vertel, voordat jy 'n wenk van my sal kry. En nou ook jou engel, wat ek sigbaar, maar anders gekleed tot aan jou volwassenheid by jou sal laat nie. Die ander engele moet nou weer onsigbaar word. Laat dit so wees. Oombliklik later verdwyn die engele op een naam, wat Raphael eet, en hy word geklee soos 'n mens wat in Genesaret gewoon het. Raphael is die engel van die wysheid. Ons het sy naam daarbo, by nommer 2 daar op die kandelaar. En Raphael was op die aarde. Hy het geleef op die aarde voor die vloed as Henog. Henog is lewend opgeneem. Die mense het hom gesoek, maar hulle kon hom nie kry nie, hy is nie dood nie. En Henog, volgens die boek Nicodemus 2, sal weer saam met Elia aan die einde van die tyd, nou in ons tyd, sal hy weer onder ons wees om ons te lei. Maar dit is eintlik die engel Raphael.
So, dis wonderlik dat Raphael vir Jara gegee word. En hy was jare by haar. En sy het baie vies vir hom geraak. Want hy het vir haar goed gegee, goed vir haar gesê, dan vra sy hom lering. Dan konfronteer hy haar. En dan moet sy self tot die besef kom, wat is die antwoord. En dit was vir haar baie frustrerend. Maar Yeshua verduidelik later, dit is hoe jy leer om self op jou eie bene te staan, jou eie bene van die gees. So net soos wat Jara vir Raphael gekry het, glo ek dat die dogter van Sion ook vir Raphael gaan kry. En dit lê voor ons, want saam met Elia gaan hulle as die twee getuies van Sagaria 4 en van Openbaring 11, is daar twee getuies wat kom om ons te help. Ons gaan verder. Toe Jara vir Raphael so gekleed sien, sê sy, so is dit goed, so geval jy my beter as in jou hemelse glans, want so sien jy heeltemal soos 'n mens daaruit, en ek sal regtig van jou hou. Dit is slegs 'n vraag wie intussen jou groot take vir die bestuur van die wêrelde sal oorneem. Die engel Raphael sê, lieftallige dogter van Elohim, bekommer jou nie daaroor nie, want ek kan altyd hier en daar en orals wees, sonder dat jy iets van my afwesigheid sal merk, behalwe so nou en dan 'n paar oomblikke. Dit bly alles dieselfde. Ek sal my trouens baie haas om na jou toe terug te kom, want ek hou al meer van jou as van al my ontelbare sonne, wat ons op 'n geleë tyd nog verskeie kere tesame sal besoek. Want nou wil die meester die broers wakker maak, daarom moet ons self stil wees. Jara sê, ja, ek gehoorsaam graag, en is al so stil soos 'n muis. Een wonderlijke verhaal, wat die mens baie te nadenke gee, veral omdat dit 'n profetiese heenwysing is na die eindtyd. En al wat ons moet doen, is ons moet Jara se liefde kry in ons harte. Daar die kinderliefde vir Yeshua, en 'n kinderlike geloof in hom. Want ek dink dit is hoekom ons nie al die dinge reg kry wat ons moet reg kry of behoort reg te kry. Genesings gaan moeilik, bevrydings gaan moeilik, want ons geloof is nog nie daar nie. Ons vaste vertroue in dat hy dit gaan doen is nie daar nie. En dit is maar nie, ek sal nie sê dis omdat ons hom nie genoeg lief het nie, maar dis omdat daar nog twyfel in ons is. En twyfel in onsself, of ons waardig genoeg is. Maar met hierdie liefde teenoor Yeshua, bestraal hy jou terug met liefde, waar jy jou waardigheid nie meer in twyfel sal trek nie. Want ek kry baie die mense het 'n groot probleem dat hulle waardig genoeg sal wees. En dit takel hulle geloof en hulle liefde af. Want hulle dink so sleg van hulle self. En ons moet nie. Al is ons die grootste sondaars, solank jy jou sonde bely en solank jy hard probeer om dit nie meer te doen nie, is Yeshua vir jou baie lief. Jy moet in hierdie sondige wêreld wees. Dit is sy orde, sodat jy en ek sterk kan word in die gees. Ons sal nie sterk kan word op hierdie ander wonderlike planete nie. Hier op die aarde, waar die Satan die felste is, dit is wat ons gaan sterk maak. En hy weet dit. En hy verbly hom oor jou stryd, wat jy het teen die sonde. En hy besef ons swakheid. Maar in daai swakheid sal hy ons altyd ondersteun. En altyd bystaan. Baie dankie, ons gaan nou môre verder.